Ja, goeiemôre gemeente. Is julle bly om in die huis van die Here te wees? Amen, dis die beste plek om te wees. Ek hoop julle het 'n verwagting. Ek het 'n verwagting om dat die Here vanoggend met elke mens sal deel en met elkeen sal deel vanoggend. Tannie Drietjie, baie welkom vanoggend. Mag die Here tannie seën en ons is bly tannie is vanoggend hier. As julle wil koekies hê, tannie Drietjie is 'n boebaas. Sy bring altyd vir ons koekies en dit is altyd wonderlik. En dan wil ek net sê dankie vir Tini wat vir ons Bybels voorsien het. So ek wil graag hoor as daar iemand is wat weet van iemand wat dalk 'n Bybel, wat nie Bybel het of dalk 'n Bybel wil hê. Hier is hierso, dan kan julle kom haal na die tyd ook vir dalk die jong mense. As julle weet van iemand wat dalk weet 'n Bybel wil hê wat dalk nie toegang tot 'n Bybel het nie, kan julle kom haal, dan kan ons dit vir hulle uitdeel. Ek dink is belangrik want die woord van die Here is kragtig om 'n verskil in mense se lewens te maak. Ek dink ook die winter en die vakansie uit sy tol maak meeste van ons gemeentelede. So want ek weet daar is nog 'n paar van ons mense siek, maar ons bid ook dat die Here by hulle sal wees, by hulle sal stil staan. En ek wil hê ons gaan hierdie diens net aan die Here opdra en ons gaan vanoggend net saam net eers bid. En dan wil ek hê moet jy offer in jou hand vat. Dit wat jy vandag vir die werk van die Here wil gee. Ek sê altyd, jy weet ons moet praat oor oor 'n tiende gee, maar eintlik besef ek een ding, alles wat ek het behoort eintlik aan God. En ons gee maar net terug om vir hom te sê dankie vir dit wat hy vir ons in ons lewe doen. So vanoggend as ons gaan in aanbidding kom, wil ek jy met jou hart oopmaak vir dit wat God wil doen, want in aanbidding is dit wat die Here kom en hy openbaar homself aan ons. En vergeet van alles, vergeet van die week, vergeet van die gejaag, vergeet van alles en kry vanoggend jou gedagtes en jou fokus op God. Want dis hoekom ons hier is. En in daai aanbidding gaan die Here vanoggend vir elkeen glo, aanraak, 'n deurbraak gee in dit wat jy vanoggend mag nodig hê. So ek wil hê kom ons gaan net so sit en dan gaan ek net vir ons die diens open en saam bid en dan as ons gaan opstaan en ons gaan ons eerste lied dan sing, dan kan ons sommer julle offerhande vorentoe bring en kom ingooi van die offerhande mandjie. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader. Here, baie dankie dat ons vanoggend net vir 'n oomblik voor U kan stil word. Here, ek dink aan die woorde van Dawid, ek was bly toe hulle vir my sê dat ons na die huis van die Here gaan. Een dag in U teenwoordigheid is beter as 1000 op 'n ander plek. Here, ons kom vanoggend op een van honderde plekke gewees het, maar ons is in U teenwoordigheid, in die huis om aan U naam lof en eer en dank en aanbidding te kan bring vir alles wat U vir ons doen. My gebed is vanoggend, Here, dat U deur die Heilige Gees sal kom en tot elke hart en tot elke lewe sal spreek. Dat geen een vanoggend die sal sal uitstap nie, maar dat ons vanoggend, Here, 'n ontmoeting met U sal hê wat ons lewe radikaal sal verander. Vader, my gebed is vanoggend, Here, dat waar ons U gaan aanbid, U woord verklaar dat U woon onder die lofsange van die volk. Kom woon onder ons lofsange, Vader. Maak U self vanoggend bekend, Vader. Openbaar U self aan ons kragtig in ons midde terwyl ons U gaan loof en prys en aanbid. En ook vir elkeen wat vanoggend 'n offer het om te gee, Here, bid ek dat U hulle sal seën. Kom bid dat U die vensters van die hemel oor elkeen sal oopmaak. Miskien is hier vanoggend iemand wat nie het om te gee nie, dan bid ek, Here, U woord sê dat U gee saad vir die saaiër. Dan bid ek dat U vir hulle sal voorsien, dat hulle sal kom getuig van U goedheid, van U liefde en van U genade. En ons eer U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. As ons gaan opstaan en dan gaan ons lekker die naam van die Here groot maak en dan terwyl ons gaan worship en in aanbidding wees, kan jy net die offerhande hier voor in die offerhande mandjie. Kom ons staan net vir 'n oomblik so in die Here se teenwoordigheid en dan ons verklaar vanoggend, Here, dis wie U is. Ons verklaar, Here, dat U is steeds die een wat 'n weg maak. Ons verklaar dat U is steeds, Here, 'n wonderwerkende God en ons verklaar dat U is steeds een wat beloftes waar maak, Vader. En Here, dankie dat U vanoggend in ons midde is, Vader. Al voel dit baie keer vir ons, Here, en ons sien nie dat U werk nie, dan weet ons, Here, dat U werk. U is in beheer, Vader, en ons verklaar dit vanoggend in ons lewens, Vader, en ons dankie dat U in beheer is. Dankie dat ons die teenwoordigheid vanoggend beleef, dat ons die teenwoordigheid ervaar, dat U in ons midde is, Immanuel, God met ons vanoggend, Vader. Dankie, Here Jesus, dat U deur die kragwerking van die Heilige Gees vanoggend teenwoordig is. My gebed is dat U die spreker sal wees, Here, dat mense U sal beleef, mense U sal ervaar, mense U sal sien. Dat die woorde nie sal ledig terugkeer nie, maar dat tot die doel waarvoor U dit gestuur het, Here. Reg nou wil ek elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van Christus, sodat U woord wat saad is op goeie grond sal val en dat dit sal vrug dra, Vader, in mense se lewens. En dankie dat U verheerlik word en ons loof U en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Amen. Here is goed. Amen. Baie dankie. Kan jy sit plek neem? Dit is almal wonderlik om Here se teenwoordigheid te ervaar in aanbidding. Ek is baie lief om van aanbidding en om te aanbid, want ek dink dit is 'n kragtige instrument
om God se teenwoordigheid in jou eie lewe te ervaar en vir deurbraak te beleef in jou eie lewe, om God te aanbid. En jy weet, baie keer ons twee mens, voordat jy die woord bedien, is die woord wat die Here op jou hart gelê, die regte woord. Ek weet nie of Pastor Henry dit ook so beleef nie, maar baie keer wonder jy, weet, is dit in lyn met dit wat God wil sê en wil weet. En vanoggend ons hierdie woorde so sing, die liedjies wat ons sing, dit is presies in lyn met dit wat ek glo God vanoggend met elke hart en met elke lewe wil deel. En as ek vanoggend kan titel, dan sal ek dit noem 'n oproep tot ware aanbidding. 'n Oproep tot ware aanbidding om God te loof en te prys. En as ek hier vanoggend so vra, het ons nou vanoggend aanbid, dan gaan jy vir my sê ja, ons het aanbid. Is dit reg? Ons het vanoggend aanbid. Ons het gesing en musiek is deel van aanbidding. Maar is dit al wat daar is tot aanbidding, is net om liedere te sing. Dis meer as dit, maar ons het op 'n plek gekom as mensdom dat ons aanbidding musiek gemaak of musiek aanbidding gemaak. En ek het dit getoets. Ek het eendag mense gevra, kan jy bid sonder musiek? Kan jy die musiek afsit en net bid sonder dat musiek speel? Want ons is geneig om te sê ons moet 'n atmosfeer skep sodat God daar moet wees en dit gaan gepaard met musiek. En as ons nie pas op net, het ons begin om die musiek te aanbid in steede van om werklik God te aanbid. Hoor wat ek sê, ek sê nie is verkeerd om dit te doen nie, ek sê nie dis nie dit nie, maar daar's 'n dieper dimensie as net om te sing, want die sing wat ons vanoggend gedoen het, gee uiting aan hoe ek voel. Dit gee uiting aan my emosies. Maar daar's 'n diepte wat verder strek as net dit. En dis eintlik vanoggend waarmee ek met u wil deel is wat is werklike ware aanbidding wat verder strek as net om te sing vanoggend en om dit te leef en dat dit kragtig in my lewe werk. Nou ek wil vir jou net sê, weet net 'n verhaal lees. En een van die goed wat deel is van 'n aanbidding is danksegging. Maar eintlik wil ek hierdie verhaal vir julle lees om 'n stelling te maak om te sê, dis om God se woord te vat en dit toe te pas in jou lewe. En iemand wat werklik waar hierdie gevat het en dit toegepas het in haar lewe was 'n vrou met die naam van Corrie ten Boom. Nou Corrie ten Boom was 'n vrou gewees en hulle het nasies gevange geneem omdat hulle Jode agter die muur van hulle huis in Holland weggesteek het. En die nasie gevangenisomstandighede was redelik ondraaglik. So sy was deel van daai groep gewees toe Hitler hulle vervolg het en die Jode probeer uitwis het. En sy was deel daarvan. En Corrie skryf, Kaserne 8 was in die kwarantainekompleks langs ons. Miskien as doelbewuste waarskuwing aan nuwelinge. Was die strafbarakke geleë. Van daar af die hele dag en dikwels tot in die nag het die geluide van die hel self gekom. Dit was nie geluide van woede of enige menslike emosie nie, maar van 'n wreedheid heeltemal. Loshoue wat 'n gereelde ritme volg, gille wat tred hou. Ons sou in 10 diep rye staan met ons hande bewerig langs ons sye, verlangend om dit teen ons ore te druk om die geluide te laat ophou. Dit het al hoe moeiliker geword. Selfs binne hierdie 4 mure was daar te veel ellende, te veel skynbaar sinlose lyding. Elke dag het iets anders nie sin gemaak nie, iets anders het te swaar geword. Tog te midde van die lyding het die vroulike gevangenes rondom Corrie troos gevind in die klein Bybelstudies wat hulle in die barakke gehou het. Corrie skryf hoe hulle het rondom die Bybel bymekaar gekom soos kinders om 'n brandende vuur saamgedrom het. Hoe donkerder die nag om ons geword het, hoe helderder en waaragtiger en mooier het die woord van God geland. Toe hulle na Kaserne 28 verskuif is, was Corrie geskok oor die feit dat hul strooibedplatforms vol vlooie was. Hoe kon hulle in so 'n plek woon? Dit was Betsy wat God se antwoord ontdek het, Corrie se sussie, wat die antwoord ontdek het. Bly altyd bid voortdurend. Sê dank in alle omstandighede, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Dit is Corrie die antwoord. Wees dankbaar in alle omstandighede. Dis wat ons kan doen. Ons kan nou begin om God te bedank vir elke enkele ding van hierdie nuwe kaserne. Ek het na haar gestaar, dan in my donker, vuil kamer van lig. Hulle het God bedank dat hulle saam was. Hulle het God gedank dat hulle Bybel gehad het. Hulle het selfs God bedank vir die verskriklike skares gevangenes, dat meer mense God se woord sou kon hoor. En toe het Betsy God bedank vir die vlooie. Die vlooie was te veel. Betsy, daar's geen manier dat selfs God my dankbaar kan maak vir 'n vlooi nie. Sê dank in alle omstandighede, het sy aangehaal. Dit sê nie onder aangename omstandighede nie.
Vlooie is deel van hierdie plek waar God ons geplaas het. En so het hulle tussen die stapels gestaan en dankie gesê vir vlooie, maar hierdie keer was ek seker Betsy was heeltemal verkeerd. Dit het gelyk dat Betsy nie verkeerd was nie. Die vlooie was 'n las, maar tog 'n seën. Die vroue kon Bybelstudie in die barakke doen met groot vryheid, nooit gepla deur toesighouers wat ingekom het en hulle getuister het nie. Hulle het uiteindelik ontdek dat dit die vlooie was wat daardie toesighouers buite gehou het. Seker kragtig. Deur daardie vlooie het God die vroue beskerm teen mishandeling en teistering. Dosyne desperate vroue was vry om die troostende, hoopvolle woord van God te hoor. Deur daardie vlooie het God die vroue teen baie erger dinge beskerm en verseker dat hulle diepste, mees opregte behoeftes bevredig is. Ons het almal vlooie in ons lewens. Ons het almal daardie dinge waarvoor ons geen nut sien nie. Dinge wat duidelik verskriklike, onaangename, pynlike dinge is wat ons wil hê moet weggaan. Geen lewe is vry van vlooie nie, maar as Corrie en Betsy ons voorbeelde kan wees, kan God selfs hierdie nare insekte vir ons beskerming en seën gebruik, terwyl ons danksegging vier. Kom ons dank God vir sy konstante sorg en voorsiening. En dis kragtig, weet jy wat, hulle het die woord van God net so gevat en toegepas in hulle lewe, en dit het vir hulle kragtige uitwerking gehad. En dis eintlik, weet, een van die goed is, waar aanbidding gaan daaroor, om nie net die Bybel te lees, amper wil ek sê soos 'n storieboek. Baie van ons lees die Bybel as 'n storieboek. Dis wonderlik, dis 'n storie, dis great. Maar wat wil die Here vir my sê en hoe kan ek dit gaan toepas in my lewe en uitleef sodat dit effek op my lewe het? En nie net 'n effek op my lewe nie, maar op effek op elkeen rondom my. En ons kan oopmaak by Genesis hoofstuk 22 en ek wil vanoggend vir julle gedeelte lees. Dit is alom bekend aan ons almal. En ek het eintlik 'n gedagte op my hart gehad, maar vanoggend toe ek hierdie so lees en toe ek die navorsing doen, toe besef ek dis eintlik wat die Here vanoggend wil deel. So ek gaan dit uit my hart uit vanoggend met u deel en ek hoop dit gaan dit oordra soos wat God dit wil vanoggend in jou hart sit. In hierdie gedeelte in Genesis 22 gaan dit oor Abraham wat vir Isak wil offer. En dis eintlik die heel eerste plek in die woord van die Here waar die Bybel die woord aanbid of van aanbidding praat. Daar was nooit voorheen, daar was offers gebring, daar was altare, daar was gewees, maar dit was alles rituele gewees, maar die werklike verwysing na wat aanbidding beteken in die konteks van wat worship is, word in hierdie verhaal aangetui. So hierdie is die eerste plek in die woord van die Here waar aanbidding verwys word. En ons gaan lees. En as ek vir so kan sê dat in hierdie gedeelte word aanbidding na verwys in 3 goed. Dit word verwys as oorgawe, sacrifice en gehoorsaamheid. Dis die 3 goed waarna aanbidding verwys in hierdie konteks. Dis 'n totale oorgawe, dit is opoffer en dis totale gehoorsaamheid aan God. As ons dit in die konteks van aanbidding sien, soos wat dit hier sou staan. Vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: "Abraham," en hy antwoord: "Hier is ek." Toe sê hy, dis God: "Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op die berge wat ek jou sal aanwys." Nou die interessante ding is toe ek nou 'n bietjie na iemand se boodskap luister oor hierdie gedeelte. Toe verduidelik hy dit so en ons dit weet en hy verduidelik dit uit 'n Hebreëse perspektief wat eintlik hier staan in hierdie gedeelte is dat Abraham en God het 'n gesprek met mekaar gehad. So elke keer as jy in vers 2 dit so lees waar die komma is, gaan dit God wees wat praat en Abraham gaan 'n inlaas sê. God praat en Abraham gaan inlaas sê. So ek wil hê ons moet weer vers 2 lees, dan staan daar eintlik so. Toe sê hy, God, neem jou seun. En hulle beweer, weet, in die gesprek, en dis nou maar, weet, my interpretasie en die interpretasie was, maar Here, ek het 2 seuns. Hy het 2 seuns gehad. Is dit nie so nie? Isak en Ismael. Toe sê hy, jou enigste, weer eens, jou enigste, wat jy, ek het 2. Toe sê die Here vir hom, wat jy lief het, Isak. Wat jy lief het, Isak. Jy sien, in die gesprek het Abraham nog daar was 'n bargain, as ek dit so kan sê, hulle was 'n gesprek met mekaar, en Abraham het die hele tyd probeer, om die bos gaan, totdat die Here op 'n plek gekom het en gesê het,
Dis dit wat ek van jou verwag. Dis dit wat ek van jou verwag. En in my en u lewe kan ons baie keer kom ons op 'n plek ons lewe en die Here praat met ons, die Here deel met ons oor goed en ons probeer die kant toe en ons probeer daai kant op daai kant totdat die Here op 'n dag vir jou sê, daai ding, sorteer dit uit. Kry dit uit jou lewe uit. God noem dit spesifiek op die naam. Jou enigste, die een wat jy liefhet, maar hy twee gehad. God het dit spesifiek op die naam genoem, gesê Isak. Daarop het Abraham vroeg die môre klaargemaak, sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. Hy het die hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Jy sien by hierdie aanbiddingsseremonie was daar nie musiek betrokke nie, daar was niks betrokke nie, daar was net iemand van 113 jaar oud en 'n seun van 13 jaar oud. Daar was net 2 mense betrokke. Daar was nie atmosfeer nie, daar was niks betrokke nie, daar was net hierdie geval van, en luister wat sê vers 5. En Abraham sê aan sy dienaars, bly hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Dis die eerste keer. Ek wil gaan en ek wil gaan aanbid. Wat hy wil gaan hierdie was 'n massiewe taak vir Abraham gewees, glo ek. Ek dink nie een van ons. Kom ons is eerlik. Ek het een dogter, as die Here vir my gesê gaan offer om in die eerste plek, dit is 'n groot sacrifice. Dit is 'n totale oorgawe en in die derde ding is totale gehoorsaamheid aan God. Om jou seun te vat en te sê bly julle hier. Ek gaan op na die berg toe om te gaan aanbid. Maar as jy Romeine lees, dan sê dit hy het hoop teen hoop geglo dat God dit mag, nadat hy hom sou offer, homself Isak uit die dood uit op te wek, want hy het teen hoop op hoop geglo dat God het die vermoë om dit te kan doen. En ek glo, as jy 'n bietjie verder lees, dis nou my interpretasie, wil ek vir jou lees hierso in vers 16. Sy aksie en sy gehoorsaamheid, sy sacrifice en sy totale oorgawe in vers 16. Hoor wat sê die Here, die beloning wat God vir hom toegee in vers 16. Kom ons begin by vers 15. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see strand is, en jou nageslag sal die poort van jou vyande in besit neem. Ek dink die vraag wat ek het is eintlik, as Abraham nie hierdie roete geloop het, sou hy die vader van nasies geword het. Want die Here het gesê eers moes hy bereid wees om alles te offer. En baie keer dan kom ons en ons sê Here, weet, en God wil ons verlos van sonde, God wil ons vrymaak van al hierdie goed. Maar baie keer is daar, Here, is jy bereid om dit wat vir jou belangrik is ook prys te gee? Isak was vir hom alles. Isak was vir hom sy lewe. Isak was die kind van die belofte en God het sê offer dit. Gaan nie net hier oor sonde weg, weet, of God met die beheer vat nie. Is jy bereid om dit wat vir jou belangrik is, selfs ons comfort baie keer, dit wat vir ons belangrik is ons bereid om dit ook op die altaar te sit en te sê Here, hier's ek. Alles of niks. En ek wil eintlik vanoggend 'n stelling maak. Die mate van ons sacrifice en die mate van ons oorgawe en die mate van ons toewyding en die mate wat ons bereid is om op te gee vir God, is die mate wat ons deurbraak in ons lewens gaan ervaar. En is die mate wat ons God se krag, God se salwing, God se vermoë in ons lewe kan sien. En baie van ons is op 'n plek wat ons eintlik op 'n plek gekom het dat ons het 'n gemaklike, ek wil dit so sê, ons het 'n gemaklike godsdiens geword. Om 'n lied te sing is great en is goed, maar daar's geen demand op dit. Daar's geen verwagting op dit nie. Dit vra eintlik niks nie. Ek sing 'n lied. Maar daar's geen demand op dit nie. Die demand kom in as God vir ons vra om iets te doen. Sê vir ons om iets te doen. Reageer ons op en is ons lewe toegewy om te doen dit wat God wil sê ons moet doen. Verstaan, dis dieper as net dit. Eintlik is lof en aanbidding vandag een ding. Of 'n ware aanbidding is een ding. 'n Leefstyl waarop gemik is om alles wat ek doen God te verheerlik in elke area van my lewe. Dis eintlik ware aanbidding. Alles. Jesus het vir daai vrou gesê langs die pad, wat het hy vir haar gesê? Die dag het gekom en die uur het gekom dat julle my moet aanbid in wat? Gees en in waarheid. Gees en in waarheid.
En dis waartoe God ons roep, en ek wil vir jou lees wat sê Romeine hoofstuk 12. En ons quoteer dit altyd so maklik, maar ek besef en ons quoteer vers 2. Maar vers 2 kan nie in vervulling kom voordat ons by vers 1 begin. Romeine 12 vers 2 sê die volgende. Ek wil vir jou vers 2 lees, want dis die skrif wat ons die meeste keer aan, en ons ken die skrif. Hy sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevullige en die volmaakte wil van God is. En ek het myself altyd gevra, hoe word ek in hierdie wêreld gelykvormig nie? En hoe word ek verander in die vernuwing van my gemoed? Dis maklik om vir iemand te sê, dis maklik om vir mense te sê, maar word nie in die wêreld gelykvormig nie, en word verander in jou denke. Maar hoe? Prakties. Hoe kom ek daar? En vers 1 is die antwoord. Paulus skryf vir die Romeine en hy sê vir hulle in vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, gemeente, elkeen wat vanoggend hier sit, ek kan eintlik sê, sit jou eie naam daarin. Ek vermaan julle dan. En vermaan is 'n kragtige woord. Dis nie sommer net iets nie, dis eintlik 'n opdrag. As ek jou vermaan, dan beveel ek jou om iets te gaan doen. En Paulus sê, ek vermaan jou by die ontferming van God, dat jy jou liggaam stel. Nou ons weet ons liggame bestaan uit wat? Meeste van die kere 5 sintuie. Dat jy jou liggaam stel, met ander woorde, waarna ek kyk, wat ek doen, wat ek praat. Hoor jy wat ek sê? Jou liggaam stel as 'n wat? Lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is wat? Jou redelike godsdiens. Dis ons redelike godsdiens. So 'n redelike godsdiens is 'n lewe wat op 'n plek gekom het dat ek my hele liggaam stel om te sê, Here, hierdie liggaam, my doen, my late, alles wat ek doen, is op 'n plek wat ek God verheerlik. Want dis eintlik die aanbidding wat God soek. Want hy sê, dit is ons redelike godsdiens. En dit was vir Abraham presies dieselfde gewees. Hy moes totaal oorgee. Hy moes gaan offer. En hy moes God gehoorsaam wees. En baie keer in ons lewe moet ons op 'n plek kom, dat ons ook op 'n plek kom, Here, help my dat ek kan oorgee, dat ek totaal en al die stem kan gehoorsaam. Kom ek is eerlik vanoggend, dis nie maklik nie. Weet nie van jou nie, maar my eie lewe sal baie kere areas wat ons is geneig om te sê, Here, vat hier, maar moet net nie hier vat nie. Vat hier, maar moet net nie hier vat nie. Ek is met u eerlik, weet jy wat, ek het al gebid, ek sê, Here, ek wil ook so Petrus loop en my skare weer moet op Siklus val en Siklus moet gesond word. My kledingstukke moet op Siklus gegooi word. Ons almal wil wonderwerke sien, ons almal wil die krag van God sien, ons almal wil die heerlikheid van God sien, en ek lê voor die Here, en die Here vra net my een ding, wat is jy bereid om op te gee? Maar ek sê, Here, maar dit, dan kom Here en hy sê, weet jy wat, my kind, hierso. En ek is op 'n plek in my lewe wat ek sê, Here, alles. Nie net 'n gedeelte nie. Elke area van my lewe. Ons leef in 'n wêreld, en ek ek kan jou nog 'n gedeelte toe vat. Ons leef in 'n wêreld waar mense dikwels prys wanneer dinge goed gaan, maar stil word wanneer die storms kom. Hoor my wat ek sê, ons lewe in 'n wêreld, ek wil amper sê, daar's 2 kategorieë van mense vandag. As dit goed gaan, dan dien hulle die Here. Sing liede, klap hande, dit gaan goed. Dit is maklik om Here te dien as jou bankrekening vol is, die huwelik gaan goed, die kinders gaan goed, alles is goed. Dan is dit maklik om te prys, dan is dit maklik om jou hande op te steek, dan is dit maklik om te sê, Here, nou dien ek U. Maar as dit sleg gaan, dan skielik blameer hulle die Here. Dan kry jy weer die ander groep, as dit goed gaan, dan vergeet hulle van die Here. Glad nie daar nie. Kom nie by die kerk uit nie, maar as dit sleg gaan, nou gaan ons bid. Nou gaan ons die Here se aangesig sien. Amen. So wat een van die 2 kategorieë, en altyd van die kategorieë is heeltemal verkeerd, want ons gebruik God as 'n spaarwiel. Ons voertuig het 2 wiele, daar's 'n stuurwiel en ons 'n spaarwiel. Ek weet nie, ek het nou toevallig voordat ons met vakansie gaan, ek gaan kyk, as die spaarwiel nog daar werk, hy is in orde, is alles daar, maar hoeveel van ons het, as ek jy moet vra, wanneer laat jy kyk of jou kar 'n spaarwiel in het? Weet jy nog of hy daar is, of hy reg is? Ek weet nie. En dit het eendag met my gebeur, ek het langs die pad gaan staan, dis die spaarwiel pap en hier staan ek. Ek is gestak in nowhere. Want die spaarwiel, sien, en baie mense lewe hulle lewe so. En dis hoekom die 2 kategorieë van mense so gevaarlik is, want as dit goed gaan, dan prys ons, maar as dit sleg gaan, dan blameer ek. En as dit goed gaan, dan vergeet ek, maar as dit sleg gaan,
Nou moet ek bid, nou moet ek God se aangesig soek. En God is nie die spaarwiel nie. God wil nie die spaarwiel wees wat jy net uitlaat as jy nodig het nie. Hy wil die stuurwiel wees. Hy wil in beheer van jou lewe wees. En ongelukkig het ons vandag 'n godsdienst geword wat God net gebruik in steede van hom te dien vir wie hy is en vir sy grootheid in my lewe. Die verhaal, en ek wil vir jou verhaal lees, wat vir my een van die kragtigste verhale is en is opgeteken ook in Handelinge hoofstuk 6, Handelinge hoofstuk 16. Oor 'n man, oor 2 manne. Die verhaal van Paulus en Silas is een van die kragtigste voorbeelde van lof en aanbidding in die hele Bybel. Hulle is geslaan, verneder, in die binneste deel van 'n tronk gegooi. Hulle voete was in blokke vasgemaak. Menslik gesproke moes hulle kla, hulle moes moed verloor, hulle moes twyfel. Maar hulle doen presies die teenoorgestelde. Hier's 2 manne. Hulle is stikkend geslaan. Hulle het 'n goeie ding gedoen, hulle het 'n vrou bevry van 'n demoon. Hulle het God se krag in werking gesien. Hulle word in 'n tronk gegooi. En die Bybel praat van in die binneste gevangenis. En ek het so, toe ek die een vertaling lees, die nuwe vertaling, die boodskap vertaling Bybel praat van, hulle het wagte gestuur om hierdie 2 gevangene vir Paulus en Silas gevange te neem, en hulle praat van gevaarlike gevangenes. Nou, hoe is dit gevaarlike gevangenes? Hulle dan nie eens 'n wapen. Hulle is gevaarlike gevangenes, maar hulle het nie eens 'n wapen gehad nie. Want hoekom? Waar hulle beweeg het God se krag gemanifesteer. Mense het geld uit 'n vrou uitgemaak wat 'n waarsêer was. Nou kan hulle nie meer geld uit hierdie vrou maak nie. So hierdie mense is 'n bedreiging vir die samelewing. Ons moet hulle uitwis, ons moet hulle eenkant toe sit, want hulle is 'n probleem vir die samelewing. As dit ek was, het ek gesê bediening werk nie vir my nie. Kom ons is eerlik. As dit ek was, Here, ek doen nie werk. Ek doen alles. Hoeveel keer in ons lewe voel ons, Here, ek doen nie regte goed. Ek is daar, ek doen al die regte goed, maar nog steeds voel dit my dinge werk nie uit nie. Ek dink dis hoe hulle dalk moes gevoel het. Ons voel ook baie keer so. Here, ek vas, ek bid, ek gee 10de, ek doen alles, maar ek sien nie die deurbraak soos wat U dit vir my gegee het nie. Dis presies hoe hulle gevoel het. Hulle doen 'n goeie werk, nie beland hulle in 'n situasie op waar hulle nie moes gewees het nie, waar hulle nie wou gewees het nie. Maar hulle gehoorsaamheid het hulle so toe gevat. Hoor mooi, hulle gehoorsaamheid aan God het hulle daar laat beland. Hulle het geoffer, hulle het gedoen wat God wou gehad het. En in vers 25 kry ons, nadat hulle nou stikkend geslaan is in voetboë, en ek wil net moet mooi dink, hulle is stikkend geslaan, hulle het houe gekry. Daar was nie 'n suster wat gou-gou gekom het met pleister en gou-gou hulle wonde toegesmeer het nie, gou-gou diskem toe gery en gaan pleisters koop. En hulle sit in daai yskoue tronk in die middernag, stikkend, geen rede om God te prys. Kom ons is eerlik. En ek wil vandag 'n stelling maak wat te sê, lof en aanbidding kom vir geen mens spontaan nie, dis 'n keuse wat jy moet maak. As ek God moet prys oor hoe ek voel, sal ek dit nooit doen nie. Want dit gaan nie oor gevoel nie, dit gaan oor geloof. Hoor my wat ek sê. Dit kom nie spop. Jy dalk vanoggend voor kerk 'n argument by die huis gehad, of weet of iets het gebeur, of weet soveel dinge in jou kop. En jy voel, Here, maar ek kan nie loof nie, ek kan nie prys nie, want ek is so vasgevang in my lewe. Ek voel nie wat ek kan doen nie. Maar dit gaan nie oor gevoel nie. Dis waar ons moet losspreek om te sê, ek gaan my gevoel eenkant toe sit en ek gaan my fokus op God sit. En sodra ek dit begin doen, dan begin God my die oorwinning gee. Hulle moes hulle gevoelens, en ek dink Paulus en Silas het in daai tronk gesit. En Silas sê vir Paulus, kom ons sing 'n koortjie. Ek dink Paulus het ook gesê, want hoe wil jy in hierdie omstandighede nou sit en God prys en God loof, want ons het nie, daar is nie rede om te loof en te prys. En ek dink hulle het so 'n bietjie begin met mekaar redeneer, en skielik begin hulle dalk 'n liedjie sing, en ek kom met 'n ou koortjie in my kop wat sê, victory is mine, victory is mine, victory today is mine, God told Satan, get thee behind me, victory today is mine. En hulle begin sing, en hulle begin God groot maak, en hulle begin verklaar, en hulle begin sing, en soos wat hulle sing, in vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot die eer van God gesing, en die gevangenes het na geluister, want dan oor hierdie 2 sit en hulle sing, en die hele gevangenes luister na, hoe hierdie 2 besig is, om God te loof, om God te prys. Ek wil net met die prentjie sien, hierdie 2 sit, en hulle sing, en hulle bid, en die gevangenes word stil, en sê, kom ons luister, na hierdie 2 manne, wat God loof.
En skielik, sê vir iemand skielik. Skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Interessant, nie net hulle twee, so, al die gevangenes se voetboeye het losgeraak. Weet ook, ek lees toe besef ek, dis kragtig hierdie. Hulle sing tot eer van God, hulle is vasgevang, hulle sit in hierdie situasie, hulle prys God, maar nie net God maak hulle vry nie, God maak almal om hulle se voetboeye los. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself om die lewe bring, met die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy sy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Ware lof en aanbidding. Ek het vir die prentjie geskets, weet jy wat van wat dit beteken in die konteks? Dis die oorgee, dis die opoffer, dis die gehoorsaamheid. Maar lof is 'n geloofskeuse, nie 'n emosionele reaksie nie. Dit was middernag. Middernag simboliseer in my en u lewe vandag donkerte. Middernag. Ons almal was al in 'n middernag situasie, kan ek jou beloof vandag. Onsekerheid, pyn, eensaamheid. Almal was al daar, een of ander area. Maar dis juist daar begin hulle sing. Hulle het nie gewag vir die wonderwerk voordat hulle God geprys het nie. Selfs met Jonathan. Hulle het God geprys voordat die wonderwerk gekom het. Dit is ware geloof. Dis werklik geloof. Ek wil die Here altyd loof, nie net wanneer dinge goed gaan nie. Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons voortdurend aan God 'n lofoffer bring. Lof is soms 'n offer. Ware aanbidding kos iets. Hoor my wat ek vandag sê, ware aanbidding kos iets. Dit kos 'n prys, dit vra 'n prys. En ek dink baie keer, ek wil dit vir 'n perspektief sit deur en ek wil eintlik 'n voorbeeld gebruik. Ons gaan baie keer omstandighede gaan en partykeer is dit ons eie toe doen, partykeer is dit die Satan wat omstandighede op ons pad sit en hy wil jou moesmoedig kry en hy wil jou kry op 'n plek waar jy gaan sit en net sê ek gee op. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. En hy gaan sit. En ek dink dis waar die duiwel gedink het hy Paulus en Silas gehad het, hulle het opgegee. Hulle kon nie. Dis juist wat hy wil doen. Hy wil jou op 'n plek kry, wil jou stem stil maak, dat jy opgee, dat jy gaan sit en sê ek kan nie meer nie. Ek gee op. Maar hulle het nie opgegee nie. Hulle het in daai oomblik die belangrikste keuse van hulle lewe gemaak. Hulle het opgestaan en toe hulle begin God loof en prys, toe kom 'n verwarring in die koninkryk van duisternis en God gee vir hulle die oorwinning. Ek wil vandag vir iemand hier sê, moenie moed opgee as gevolg van die omstandighede nie. Moenie toelaat dat jy gaan sit nie. Moenie toelaat dat die omstandighede vir jou so plat druk dat jy sit nie. Begin God prys, begin God loof. Al moet jy 'n bietjie koor dans. Ek weet nie wat jy moet doen nie, maar begin net iets doen om God se naam groot te maak. Ek sê baie keer vir 'n los my, dan gaan ek kamer toe en dan gaan dans ek net 'n bietjie voor die Here op, ek moet iets doen. Want weet jy hoekom, né? In dit bring dit vryheid. Dit bring vir jou iets. Dit bring God se krag en God se heerlikheid in jou lewe deur. Die duiwel wil ons stem stil maak. Hy wil die kerk se stem stil maak. Met aanvalle. Maar is ons wat 'n keuse moet maak om op te staan en te sê ek gaan nie toelaat. God het ons die oorwinning gegee in die naam van die Here Jesus Christus. Daar's 'n naam bo elke naam, oor wie gebuig sal word, elke knie, elke tong sal bely dat hy die koning is. Wanneer jou gesin in moeilike tye gaan, wanneer die dokter slegte nuus gee, wanneer jou geld min raak, wanneer mense ons teleurstel, God bly steeds waardig. Sien, ons koppel God se goedheid aan 'n natuurlike mensdom. Die feit dat dit 'n gebroke wêreld is en slegte dinge gebeur dalk met goeie mense, verander niks aan God se goedheid nie. Maar ons meet God se goedheid aan die standaard van 'n gebroke wêreld. Maar God bly steeds goed en God bly steeds in beheer. En ek moet dit in ons lewe uitmaak dat God bly goed, maak nie saak wat die omstandighede is nie. God bly waardig om geloof en geprys te word. En in my eie lewe was ek gechallenged met dit self. My pa 20 jaar terug, volgende jaar 20 jaar terug, hy het 'n beroerte gekry en is een oomblik van ons al weggevat. My en my pa se verhouding was nie altyd goed gewees nie. En dit het net begin herstel omtrent 'n maand voor sy dood. En hy's net skielik weggeruk.
En ek staan langs sy bed. Ek was net jonk nog in die bediening gewees. Ek staan langs sy bed en hulle pomp die bloed so uit sy mond uit en hulle sê vir my, weet jy wat, meeste van die mense soos jou pa wat so beroerd het, 80% oorleef het nie en 20% is invalide. Gaan dit, weet, hy gaan permanente versorging nodig hê. Kry nie woorde uit my mond uit nie. Ek weet nie wat om te sê nie. Het jy ooit op 'n plek kom dat jy voel jy kan nie bid nie? Jy weet nie wat om te bid nie, maar die trane loop. Het jy geweet trane is ook 'n vorm van aanbidding? Die Bybel sê God vang jou trane op. En ek bid. En my pa sterf. 2 dae later vandat hy die beroerte gehad het. En weet jy wat, ek het vir lang tyd het ek 'n worsteling in my hart gehad. Verskriklik. Ek het gevra, Here, hoekom, waarom? Ek het 'n klomp vrae gehad. En een dag toe sit ek en die Here sê vir my, ek sien die toekoms, jy sien nie die toekoms. En die Here vat my na Job se verhaal toe. Job se verhaal wat sê, ek sien die toekoms, jy sien nie die toekoms. Job het nie die toekoms gesien wat God beplan het toe hy deur die moeilike tyd gaan nie, maar God het hom dubbel teruggegee. God sien die toekoms. Ek en u sien nie die toekoms. Jare daarna te verstaan ek, as dit nie gebeur het nie, so goed in my lewe nie so moes uitgewerk het nie. Maar in daai oomblik toe ek daar gesit het, het ek dit nie verstaan nie. Miskien is iemand vandag hier wat deur 'n moeilike tyd gaan. Miskien is hier vandag iemand wat voel, weet jy wat, vir die aanmoedig. God bly goed. En ek moes dit in my eie hart uitmaak. Maak nie saak wat die omstandighede is, maak nie saak hoe dit lyk nie. God bly goed. Irrespectief hoe dit vir my lyk. En ons kan nie iemand aanbid as iemand blameer vir dit nie. Baie keer blameer ons God vir dinge en dan sukkel ons om deur te breek aan aanbidding want ons blameer God. Ons kan nie werklik God as die pa beleef wat hy is, wat hy moet wees in ons lewe. Die Vader wat hy moet wees, Abba Vader. As jy dit nog nie in jou eie hart uitgemaak het nie. Lof bring God se teenwoordigheid. Hoor my wat ek sê, lof. Die Bybel sê God woon onder wat? Sange van sy volk. Is dit nie so nie? Nie waar daar geloof is, waar daar God woon onder die lofsange van sy volk. Weet jy, toe ek hierdie lees, toe besef ek koning Dawid. Hy was die suksesvolste koning wat ooit geleef het. Vir 33 tot 36 jaar wat hy in beheer was, het hy mense gehad wat in skofte God geloof en geprys het. En hy het hulle salaris betaal. Die hemel was permanent oop gewees in die tydperk wat hy koning was, want hy het God aanbid 24/7. En hy was 'n wat? 'n worshipper, 'n aanbidder, want hy het geweet, when the worship and as die aanbidding opgaan, kom die heerlikheid af. Dis wat hy geweet het en dis wat hy verstaan het. En ek glo dis een van die redes hoekom hy so 'n magtige en so suksesvolle koning was. En die Bybel sê dat in Handelinge dat hy sal die vervalle hut van Dawid herstel. En ek dink gedeelte daarvan, die vervalle hut van Dawid is 24/7 worship moet weer terugkom in die kerk. Soos pastoor Henry se hart is hierdie plek moet 24/7 oop wees waar mense kan inkom en kom bid en God se aangesig soek. Watter kerk is vandag 24/7 oop waar mense kan inkom net gaan bid en God se aangesig soek? Ons het dit kommersieel gemaak in steede van om met 'n huis van gebed te maak waar ons kon kom en God se aangesig soek. En dis wat hy sê, ek sal die vervalle hut van Dawid herstel. Beteken weer terugbring dit wat belangrik is, 24/7 worship en prys aan God se huis sodat sy heerlikheid kan terugkom in Suid-Afrika. Waar God geëer word, openbaar homself. In Handelinge 16 het God nie net gehoor nie, hy het gekom. Die aardbewing was nie toevallig nie, God het ingegryp. Dit was Psalm 22 vers 4 sê, U troon op die lofsange van Israel. Wanneer God se volk kom bid, openbaar hy sy teenwoordigheid op besondere maniere. Ons loof hom nie omdat hy ver weg is nie, ons loof hom omdat hy naby is. Ek loof nie God omdat hy noodwendig, weet ons, daar's 'n liedjie wat iemand sing, from a distance God is watching us. Maar eintlik nee, hy wil verklaar God in ons die hoop van heerlikheid. Hoor jy wat ek sê? God is watching us from a distance. Hy het sy seun gegee, was op aarde gewees en vandag lewe in elkeen in een van ons deur die kragwerking van sy Heilige Gees. Lof breek kettinge. Daar was 'n aardbewing, die deur het opgaan, die boeie het losgeraak. Die wonderwerk wys vir ons dat God is sterker as enige tronk. En as ek praat vandag van tronk, dan praat ek simbolies van sonde. God is groter as enige verslawing wat jy vandag mag hê. Jou depressie, vrees, bitterheid, skuld, hopeloosheid. Maak nie saak, God is groter as dit. Geen ketting is sterker as Christus. Hoor mooi wat ek sê, geen ketting. Waar die Gees van die Here is vryheid. Ons lof verdien nie die wonderwerk nie, maar dit rig ons harte op God wat magtig is om te kan bevry. Die tabernakel was in 3 gedeel. Die voorhof, die binnehof, die allerheiligste. En die voorhof en
En meeste mense, ons is in een van 3 kategorieë. Party is in die voorhof, party is in die binnehof en party is in die allerheiligste. In die voorhof is ons mensbewus. Wat sê die mense? As ons in die binnehof beweeg, dan raak ek selfbewus van myself, van my sonde, van my tekortkominge. As ek in die allerheiligste inkom, dan raak ek God bewus. Dan raak ek God bewus. So God wil hê ons moet verskuif van wat mense se opinies, mense se sienings, myself, en ek moet my fokus verskuif deur die allerheiligste in die teenwoordigheid van God, dat ek God bewus raak. Want as ek God bewus raak, kan tel hierdie ander eintlik niks punt. Want dan is ek by God. En ons moet beweeg in daai dimensies om deur die allerheiligste te beweeg waar ek God bewus is, waar al hierdie ander goed nie meer saak maak. En die Here roep ons tot dit. Die gevangenes het geluister, hulle het nie gepreek nie, hulle het aanbid. Mense kyk altyd hoe Christene reageer wanneer hulle swaar kry en toe gebeur die wonder. Die tronkbewaarder wil homself doodmaak, maar Paulus sê, moenie jouself kwaad aandoen nie. Die man vra, wat moet ek doen om gered te word? Die grootste wonderwerk was nie die aardbewing nie. Die grootste wonderwerk was redding. Die hele huisgesin word gedoop. Ware aanbidding wys altyd na Jesus. Hoor my wat ek sê, ware aanbidding wys altyd na Jesus. Altyd. En ek kan jou nog voorbeelde gee. 2 Kronieke 20. Jehosafat, 3 leers kom teen Juda. 3 leers kom teen Juda. God sê die stryd behoort aan my. Josafat stuur nie eerste soldate nie, hy stuur sangers. Nou kan jy nou dink as jy oorlog toe gaan, dan jy sit nie jou soldate voor nie, jy sit die sangers voor. Ek meen, dit maak, hoe maak dit logies? En gewoonlik sê jou beste ouens voorsit, of weet of so, maar die Here sê, jy moet die sangers voorsit. En al wat hulle gaan verklaar is die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Dis al wat hulle gaan doen. God sê, neem jy net jou posisie in, wees jy net gehoorsaam, en al wat hulle doen is hulle verklaar die goedheid en die teenwoordigheid van die Here. Die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. En hulle verklaar dit, soos wat hulle dit verklaar, stuur God verwarring in daai leers, en hulle wis mekaar uit, en God gee die oorwinning. Maar die Here het gesê, neem jy net jou posisie in. Die stryd behoort aan my. En ek besef, ons persepsie van God hang af van hoe naby ons aan God is, as ek dit so kan sê. Ek kan onthou toe ons was in Clarence gewees, nou van Clarence af na Golden Gate toe, so 20 minute, nou ry ons na Golden Gate se kant toe. En soos wat jy aankom, lyk die berg so ver, jy weet die berge is redelik ver, maar soos wat ons nader kom, weet jy kan amper half jou vingers so in die windscreen so en druk jy die berg toe, verstaan, jy weet, want hy's ver van jou af. Maar toe ons skielik voor die berg staan, sien jy hoe groot hierdie berg is. Ek is ver van die berg af, met ander woorde, hy lyk weet klein, maar toe ek naby kom, toe kom ek agter eers, dis hierdie massiewe berg. Verstaan jy, met ander woorde, as ek ver weg is, jou persepsie van God hang af van waar is jy. Dis eintlik wat ek wil sê. Ons loop in die berge, en ons gaan klim in die berge rond, en jy kyk af na die kar. Daai selfe kar wat nou so groot is, waarvoor jy bang is, wat jy moet nie sy pad kom, want hy gaan oor jou ry. Jy druk jou vingers, en lyk dit soos 'n micromasjien. Verstaan jy wat ek bedoel? Weet jy kan hom amper rond beweeg, want van daar bo af lyk daai kar baie klein. Kom by die kar, dan is daai kar nie so klein nie. Want dit gaan alles af oor die afstand in my persepsie van waar ek is. Ons persepsie van God word bepaal van hoe naby is ek aan God. En hoe naby is ek en u aan God? En dit gaan ons persepsie. En ek dink, ek wil 'n stelling maak vandag dit te sê, ek dink as ons werklik weet hoe groot ons God is, sal dit ons worship baie anders maak. Ons worship sal baie anders wees as ons werklik weet hoe groot ons God is. Ek ry so deur Pretoria Noord nou die middag, in die gedagte kom by my, en ek sien hier loop mense, dis 'n muurnes van bedrywighede, al myne is oral mense. En in my hart kry ek hierdie gedagte, ek dink, Here, hoe almagtig moet u wees om te sê, het elke mens by hulle naam geroep. Het jy al aan gedink, elke mens, God by hulle naam geroep, God weet van elkeen. Elkeen wat op loop, elkeen wat by wie ek ry, en ek sê, Here, hoe almagtig en hoe groot moet u wees om elkeen te ken. Sê tot die hare op jou hoof het ek getel, is daar nie een afval sonder dat ek daarvan weet. Dit gaan my brein heeltemal verby, maar dis die grootheid van God, en as ons werklik weet hoe groot ons God is, sal dit die manier wat ons aanbid, totaal en al radikaal verander, en die manier wat ons leef, totaal en al radikaal verander. Hulle, in daai 2 Kronieke 20, hulle sing, dank die Here vir sy goedertierenheid, terwyl hulle sing, veg God, die vyande vernietig mekaar.
Lof is nie ons krag nie, God is ons krag. Lof is die manier waarop ons vertroue in hom uitspreek. Nog voorbeelde is Jerigo met Joshua. Toe Joshua hulle geloop het, wat moes hulle die laaste dag doen? Hulle moes loof, hulle moes prys, hulle moes sing, hulle moes verklaar. God het die deurbraak gegee. Wanneer u en ek 'n leefstyl van lof en prysing en aanbidding het, dan verloor vrees sy beheer. Dan vrees verloor sy beheer. Geloof groei, hoop keer terug, vrede vul jou hart. Anders sien Christus in jou lewe en God word verheerlik. Hoe aanbid ons vandag? Dis eintlik die vraag. Hoe aanbid u en ek vandag? Nommer 1, deur gehoorsaamheid. Nommer 1, deur gehoorsaamheid. Nommer 2, deur gebed. Nommer 3, deur dankbaarheid, soos wat Corrie ten Boom hulle gedoen het. Deur dankbaar te wees. Deur heilige lewe. Deur 'n heilige lewe is aanbidding. Maar mooi wat ek sê, 'n afgesonderde lewe. Heilig beteken afgesonder, verwyder van dit wat God nie verheerlik. Deur sang. Dis een van die maniere, maar soos ek vandag vir julle sê, daar's 'n baie dieper dimensie as net dit. Deur getuienis, deur diensbaarheid. Aanbidding is meer as net 'n Sondag, dis 'n leefstyl. Hoor mooi wat ek sê. Aanbidding is meer as net 'n Sondag, dis 'n leefstyl. Dis 'n leefstyl. 'n Uitnodiging vandag aan my en u is die volgende. Miskien is jy vandag in finansiële druk. Miskien is daar siekte, huweliksprobleme, vrees, sonde, teleurstelling. Ek weet nie vandag wat is jou middernag. Ek weet nie vandag wat is die tronk waarin ek onsself vandag bevang. Maar daar is dalk ergens iets. Nou wil ek jou vandag oproep. God roep jou vandag nie om eers uit die tronk te kom nie, maar om eers hom te loof en te begin prys. God roep jou nie vandag om noodwendig uit die tronk te kom nie, maar hy gaan jou oproep vandag om te begin om te loof en hom te prys. En soos wat jy hom loof en hom prys, gee hy vir die deurbraak. Om God te prys beteken eintlik noodwendig een ding, om God te aanbid. Ek skaar myself aan God se kant teen my probleem. Dis eintlik wat dit beteken. Ek skaar myself, ek sit myself aan God se kant teen my probleem. En dis wat die Here wil hê, ons moet onsself verplaas om sy grootheid raak te sien teen dit wat teen ons kom. Wanneer ons hom verhef, herinner ons onsself dat hy groter is as ons omstandighede. Handelinge 16 leer ons. Prys God vir jou deurbraak. Aanbid hom in die donker. God is groter as jou ketting. Ek besef een ding, as Paulus en Silas nie hier geloof en geprys het nie, sou die tronkbewaarder en sy familie nooit op bekering gekom het. Daar's ander mense wat wag op my en u lof en aanbidding om 'n deurbraak te kry. Daar's ander mense wat wag op my en u intersessie, gebed, leefstyl, wat dit ook kom moet wees, sodat hulle kan vrykom. En is ons getrou in dit? En dis iets wat die Here met my begin deel. Eerste wat die Here met my begin deel is my kind, hoe lyk jou passie vir 'n verlore gaande wêreld? Is met u eerlik. Ons het vandag mense begin sien net as voorwerp, ons skuif hulle net rond. In die koöperatiewe wêreld waar ek werk, is mense net 'n voorwerp. As ek sien hoe praat hulle met mense, dis net voorwerp. Dis net voorwerp. Maar mense het gevoelens. Nou is 'n verlore gaande wêreld en God wil my en u gebruik om daai mense te bereik. Daar's mense wat wag op my en u aanbidding, op ons intersessie, op ons aanbidding, sodat hulle by God kan uitkom. Want daai bewaarders sal nooit by God uitgekom het as hulle twee nie besluit het om in hulle omstandighede God te loof, God te prys en deur te druk nie. En kom ek gaan so sê, as ons moet wag dat alles gunstig is voor ons dit doen, gaan ons dit nooit doen. As ons moet wag dat alles eers in plek moet wees, gaan ons dit nooit doen. Dis amper soos mense sê mos eers ek moet geld kry om te trou en dan weet jy gaan nooit genoeg geld hê nie. Dan as ek getrou het, dan moet ek geld hê om kinders te kry. Jy gaan in elk geval nie genoeg geld hê vir dit ook nie. God sal voorsien. God sal voorsien. Jy weet hoe praat mense. Mense praat altyd in daai rigting. God sal voorsien. Die uitdaging vandag vir my en vir u is ons moet mense word wat in elke seisoen van ons lewe God ophef. Ons geloof inneem en sy teenwoordigheid gebruik sodat ons as 'n getuie en sy teenwoordigheid soek sodat ons 'n getuienis kan wees vir 'n wêreld daar buite. Hierdie twee manne, ek vra myself, as twee persone God so kan prys dat God 'n aardbewing stuur. Net twee. God so geprys, né? En ek dink in die hemel het dit stil geword.
En God het gesê, hier's 2 mense wat prys. En hy het alles in die hemel stil gemaak en hy het gaan kyk na hierdie 2 mense wat 'n onverdeelde hart op hom gehad het. Die Bybel sê in 2 Kronieke 16 vers 9 dink ek. Die oë van die Here deurloop die ganse aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart wat onverdeeld op hom gerig is. So as ons hart, so hierdie 2 se hart was onverdeeld op God gerig. Sy oë is op hulle gerig en het vir hulle 'n deurbraak gegee. As u en ek God se teenwoordigheid wil trek, en God se aandag, as ek dit so kan sê, wil trek, moet ons op 'n plek kom dat ons dit onverdeelde aandag op hom kan vestig. Onverdeeld. Dis wat hulle gedoen het. En ons is baie meer as 2 vandag. Ons is baie meer as net hulle 2. En ek wil dit prakties doen en ek het eendag toe ek op 'n manier in hierdie rigting het ek 'n woord bedien. En ek het vir die mense gesê ons gaan vanoggend gaan ons dit prakties toepas. Ons gaan vir 'n paar oomblikke gaan ons die Here prys. Ons gaan vir 'n paar oomblikke gaan ons die aangesig van die Here soek. Vir 'n paar oomblikke gaan ons net bietjie God prys. En ek het eendag 'n boek oor herlewing gelees en ek op Pastor Henry se hart is herlewing, maar ek het die hele boek gelees oor herlewing en ek kon nie in die boek kry wat ek wou kry nie, want ek het gelees en gelees en gelees, maar die boek het nie regtig met my gepraat nie. En op die laaste bladsy toe ek die boek toemaak, toe maak die persoon die stelling en hy sê, en is Engels. Praise until the worship comes and worship until the glory comes. Praise until the spirit of worship comes and worship until the glory comes. Ons is baie keer te geneig aan ons aanbidding, dan gee ons net vinnig op, terwyl God ons eintlik in 'n dieper dimensie wil vat. Hoekom dink jy is die orde van 'n diens? Lof en aanbidding. Eers prys en dan worship. Ons prys baie keer en skielik sien jy die atmosfeer verander en ons gaan in 'n gesindheid van aanbidding aan. En in daardie aanbidding wil God se heerlikheid bring. Dit is prys totdat jy voel, dis 'n gees van aanbidding. Nou sit in God se teenwoordigheid en dan kom die deurbraak. En in daai diens wat ek gedoen het, het ek gesê ons gaan nou prakties, gaan ons net vir 'n paar oomblikke God loof. Ons gaan net vir 'n paar oomblikke God prys. Ons gaan net vir 'n paar oomblikke die Here aanbid. En ons het hande geklap en ons het God geprys en dit raak stil. Dit raak stil in daai kerk. En my een vriend, my beste vriend wat saam met my uitreik was staan in daai hoek van die kerk daai aand. Was op 'n uitreik in Vlakfontein ver. En is doodstil en ek sê, ek ervaar hier gaan 'n geluid van 'n rukwind deur hierdie plek kom. God gaan mense se lewe aanraak. En die volgende oomblik toe ek my oë oopmaak, toe begin die mense net van die banke ontplof oor die krag van die Here, daai hele vertrek tref. Hoe God mense in die banke aanraak. Hy sê hy het bang geword. Ek was nooit in my lewe so bang soos daai dag wat ek gesien het God kan beweeg nie. Weet jy wat ek gedoen? Ons het prakties gegaan. Ons het God geloof en geprys totdat die gees van 'n aanbidding aan daai plek gekom het en God se heerlikheid in daai plek gevul en God het sy woord bevestig daai oggend. En ek wil vanoggend hê vir 'n paar oomblikke gaan ons dit prakties toepas. Gaan net vir 'n paar oomblikke in jou eie manier. Gaan ons net die Here bietjie loof en bietjie prys en ons gaan vir 'n paar oomblikke stil raak. Toelaat dat God se teenwoordigheid vanoggend hierdie huis vul. God se teenwoordigheid jou lewe vul. As God het die woord uit jou lewe gevoel het, sal jy kragtig uitstap vanoggend met die wete as God vir jou is. Wie kan teen jou wees? En in my hart voel ek, dis wat ons vanoggend gaan doen, Pastor Henry. Ek wil hê ons moet vir 'n paar oomblikke. Ons gaan nie musiek, ons gaan nie atmosfeer skep nie, want ons is te geneig om te sê ek moet eers 'n atmosfeer skep. Ons gaan nie vanoggend 'n atmosfeer skep nie. Ons het nie atmosfeer nodig nie. God is, sy gees is alomteenwoordig. Sy gees is vanoggend hier. Ons is te geneig en ons het te veel rituele aan goed gekoppel in steede van om te sê, ons gaan nie vanoggend die musiek aanbid nie, ons gaan God aanbid. Hoor my wat ek sê, ons gaan God aanbid. Ons gaan God soek. Dalk het jy vanoggend 'n ketting. Ek weet nie vanoggend wat is. Ek het pastore kry ook challenges. Pastore gaan ook deur goed. Ek het ook my eie aanvegtinge. Daar's ook vanoggend in my lewe dalk 1 of 2 wat ek voor die Here moet prys of ek. En dis wat ons vanoggend gaan doen. Ek weet nie vanoggend wat is jou donkerte nie, maar ons gaan vanoggend deurbreek in lof en in prys. En stil word. Net God se teenwoordigheid beleef en daarna sal ons bid en afsluit. So ek wil hê kom ons gaan opstaan en kom ons gaan die Here se aangesig soek. En ek wil hê, al het jy nog ooit in jou lewe hardop gebid, al het jy dit nog ooit gedoen, al is dit vir jou vreemd, wil ek hê, kom ons vir 'n paar oomblikke, kom ons steek ons hande op en vergeet van wie's langs jou, vergeet van wie's om jou. As jy wil uitbeweeg, as jy net 'n bietjie hande wil klap, net soos wat jy dit op jou eie wil doen, maar ek wil hê vanoggend, vat hierdie woord prakties en begin net God loof. Vir 'n paar oomblikke wil ek hê ons moet net die Here loof en net die Here prys, net soos wat dit op jou manier. As dit stilte is, dan is dit stilte, want wat ons elkeen dan bid die Here op 'n ander manier, maar ek wil hê prys die Here, loof die Here, soek die Here se aangesig vir 'n paar oomblikke, sodat sy teenwoordigheid tasbaar in jou lewe kan wees. Here, ons loof U en ons prys U vanoggend, Vader.
Here, ons eer U vanoggend dat U in ons midde is. Vader, ons eer U vanoggend dat U ons koning is. Vader, ons eer U vanoggend dat U God is, dat U almagtig is, Here. Ons steek ons op, Here, ons wil U net aanbid en ons wil verklaar dat U ons koning is. Vader, ons wil vanoggend verklaar, Here, dat Here, dat U in ons midde is. Vader, ons wil vanoggend, Here, deurbreek en lof, ons wil deurbreek en aanbidding, ons prys, Here, ons wil ons hande klap, Here. Kiramanta la 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 basita la 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 manto lo boroto lo roboto roboto robo shibri la rabata la boroto. Kiramante de besto robonta la basita la manto. Here, ons loof U en ons prys U, Vader, ons eer U, Here. Ons aanbid U, Here, Vader, ons breek deur in lof, ons breek deur in aanbidding, ons breek deur in die heerlikheid van God. Halleluja. Vader, ons prys U, ons prys U, ons prys U vanoggend, Here. Yes, Here Jesus, ons eer U, ons eer U, ons eer U, ons eer U, Vader. Ons prys U, ons prys U, ons prys U, Vader, ons eer, breek deur vanoggend. Ons breek deur vanoggend, Vader, in aanbidding. Kyria staramanta la la bara bara bata la la bara bata la la barota la la basiti ti 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 yes. Yes, 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 yes. En Here, ek wil U loof en ons wil U eer vanmôre. Here, ons sê dankie onsse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons U kan prys, Here. Dankie dat ons voor die troon kan kom buig. Here, leer U ons om U te aanbid, Here. Leer ons, Here, om voor die troon te kom, Here, in absolute waarheid en absolute gehoorsaamheid, Here. Ons kom eer U daarvoor, Jesus. En ons eer U en ons loof en ons aanbid U. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Restaramanta la la bara bara bata la la baroto roboto la baroto roboto 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 roboto. Yes, 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 Here, ons loof U, ons prys U, Vader, dat U deurbreek. Ons prys U, Here, dat U hierdie plek vul. Ons prys U, Here, dat die teenwoordigheid van God tasbaar in hierdie hemel sal kom, Here, deur mense wat U aanbid, Here. Vader, ons wil nie stelsels en sisteme en gedagtes en ons eie maniere van dinge doen nie. Ons wil bid, Here, help ons om te doen wat U wil hê ons moet doen. En dis om voor U te kom staan. Yes, Here. Aanbidding. En Here, net ons harte voor U oop te maak, Here, met trane voor U te kom, met 'n dankbare hart voor U te kom, Here, met trane van dankbaarheid voor U te kan kom vir alles wat U vir ons gedoen het. Ons loof U daarvoor, Here. Ons eer U, Here. Bereik U doel, o God. Dankie, Koning Jesus. Ons aanbid. Mighty Lord, Here. Ervaar die teenwoordigheid van die Here in ons midde, Here. Mighty Jesus. Come, Holy Spirit. Ek ervaar om vir iemand vanoggend te sê dat jy trane gestort, God sê het jou trane gesien. As iemand vanoggend tot dit, jy gaan deur omstandighede met die Here sê, ek het vanoggend jou trane gesien. Ek hoor jou. Dit is wat jy my loof en my prys en ek jou omstandighede verander. Ek sal die voetboeie afval en ek sal herstel dit wat ek moet herstel. En vanoggend is God in jou midde om te herstel. Here, dankie vanoggend. Dankie Hemelse Vader, Here. Here, ons prys U. Here, ons sien nie miskien nou wat ons wil sien in hierdie klein gebouetjie nie, Here, maar ek dank U dat ek kan vanoggend verklaar, Here, dat hierdie plek sal 'n plek wees, 'n huis van brood, Here, waar mense gerestoreer sal word, waar mense genees sal word, waar mense God se krag sal beleef en ervaar, Vader. Here, hierdie in my hart ervaar ek hierdie sal 'n huis wees waar mense gestuur word as disippels om mense se lewens te gaan transformeer, Vader. En Here, dankie Here, ons sien ons het nie vanoggend die prys ons Here vir dit wat ons nog nie sien, Here. En ons prys Here dat U deurbraak in hierdie kerk, dat U voorsien in elke behoefte na die rykdom van die genade, Here. Kyria staramanta la la bara bara la la bara. Here, help ons om 'n lewe te leef, Here, van aanbidding. Help ons om vanoggend 'n lewe te leef van aanbidding, Here. 'n Lewe wat nie net liedere sing nie, Here, wat nie net lippetaal is nie, maar 'n lewe, Here, wat getuig van die krag, Here. Want Here, U woord verklaar is 'n volk wat nie met 'n lippe en hulle harte is ver van. Help ons dat ons harte, Here, gerig, onverdeeld op U sal wees, Here. Ek roep hierdie nasie tot bekering. Ek roep hierdie nasie, Here, tot 'n ontwaking en 'n soeke na God se heerlikheid, God se krag, God se salwing. En ons eer U daarvoor, Vader. Dankie dat ek ervaar U is in ons midde vanoggend, Here. Dankie dat U hand op elkeen vanoggend lê, Here. Touch every heart, every life with a fresh anointing. Here. Gees van God. We worship until the glory comes. The anointing of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Here, ons bid vir vrymoedigheid, Here, om U te aanbid. Here, ek kyk gister na die rugby en ek sien hoe dat mense opspring en net, Here, loof en prys die span wat hulle ondersteun en daar's by hulle geen ander probleem nie. Hulle kan dit doen hardop en
in ekspressief en hulle druk hulle self uit, Here. Ek wil bid, Hemelse Vader, help ons dat ons so voor die koning van die konings sal kom, Here, dat ons die takke sal afbreek, Here, soos die volk van ouds. En Here, dit voor die donkie se voete sal neersit waarop die Here Jesus ry, Here. Vader, ek wil bid, kom U in ons harte in, Here. Dat ons U sal loof en sal prys en sal sing tot ere van U naam, Here. Vader, woorde van krag en woorde van lewe. Bring U ons, Here, op 'n plek. Help ons om op die plek te kom waar ons in aanbidding voor die troon kan kom, Here. Waar ons luister na U stem, waar ons oorgee aan U, waar ons doen wat U van ons verwag, waar ons onsself verloor in die Here. Ons vra dit, Here, uit genade, Here. Here, ek dink nou aan Dion se getuienis waar die man, Here, sit in die restaurant gister en skielike beroerte kry en daardie oomblik, Here, in die volgende paar oomblikke daar sy lewe gee. Hy het gesterwe daar in 'n restaurant terwyl die familie gaan uiteet het. En Here, terwyl hy dit vertel, toe dink ek nie die sterflikheid van die mens, is ons bewus van ons sterflikheid, Here. Hy het dit nie verwag daardie môre nie en sy lewe is daarmee heen. Is ons gereed, Hemelse Vader, wanneer die koms van Jesus kom? Is ons gereed wanneer ons hier sal uitwoon om by U in te woon? En Here, ons lewe moet 'n lewe van aanbidding wees. Ons lewe moet soos Henog wees en hy het met God gewandel en Henog was daar nie meer nie. Ons wil bid, Here, help ons, maak van ons 'n Paulus en 'n Silas, Here, wat sal kom, Here, ten spyte van wat ons beleef en wat ons ervaar. Dat ons U teenwoordigheid, Here, sal aanbid en sal weet dat God is groter as alle omstandighede. Help ons, Here, ons murmureer oor klein dinge. Here, ons is vasgevang in hierdie lewe en ons wonder, ag Here, hoekom is ons daar? Maar Here, ek wil bid, verheerlik U self in alles wat ons doen. En Here, red U mense in hierdie dae soos nog nooit tevore nie in hierdie land, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here, baie dankie vir U teenwoordigheid. Verdaag ons in die liefde, Vader, en bring ons weer op 'n bestemde tyd hier by U, Here. Dankie, Here, dat U vanoggend in ons midde is, Vader, dat U wonderwerke doen, Here, maar dat U in ons hart vanoggend, Here, ek wil bid dat U in elkeen van ons harte passie sal gee vir 'n verlore gaande wêreld, Here, vir mense. En Here, help ons om iemand te bereik en om iemand se lewe verskil te maak, Here, en salf ons, Here, met die vrymoedigheid om dit te kan doen, Here. Here, ek dink aan hoe U in Handelinge 4 gesê het, Here, dat dit hierdie mense was verbaas dat hierdie ongeletterde visserman, Here, so kragtig deur U kan gebruik gewees. Here, ons hoef al wat U vra vanoggend is net ons beskikbaarheid, Here, om vir U 'n verskil te maak en help ons in dit, Here. En ek loof U en ek prys U. Bring ons op die bestemde tyd vir U byeen, Here, dat ons U naam kan kom loof, U naam kan kom aanbid, Here, en verklaar dat U goed is en ons eer U daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Here seën U.